Kom ons raak stil voor die Here, sodat ons hom kan ontmoet. Want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre, en ons sing saam, Gesang 12, kan oopmaak by Gesang 12, het sal ook op die bord wees. Ons gaan al 3 die verse saam sing van Gesang 12. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U ere. Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Kom ons sing al 3 die verse van Gesang 12. Geliefdes, na die wet van die Here gaan ons skuld voor hom bely deur Psalm 51, Dawid se boetepsalm, saam te sing die 4de en die 6de vers daarvan. Met die woorde van vers 4, net soos die lyder, iemand wat ly, van melaatsheid vry, verlangend na die teer gemeenskapsbande, besprinkel word deur priesterlike hande. Onsondig, Heer, onsondig, so ook vir my. Vers 4 en vers 6 gaan ons skuldbelydenis wees. Ons gaan net so bly sit, wanneer ons na die wet van die Here, ons skuld voor hom bely. Ons luister vanmôre na die Here se wet, soos wat hy dit vir ons in Deuteronomium 5, vanaf die 6de vers laat opteken het.
Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Verlangen naar die Heer.
Geliefdes, wanneer 'n mens oor jou sonde nadink, wanneer jy eerlik en opreg jouself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, dan voel 'n mens, as 'n mens eerlik is, baie keer verag weens jou sonde. Ons voel verag weens die mense rondom ons. Dalk voel jy verag omdat as jy bewus is van jou eie swakhede en ander mense se teenwoordigheid kom en jy dink, joh, hulle is sulke goeie Christene, hulle is sulke voorbeeldige mense. Jy voel verag wanneer jy dalk in die kerk kom en iemand kyk op jou neer omdat jy dalk met sekere sonde worstel. Maar die ergste van alles is, ons voel baie keer verag deur die Here, want wat dink die Here van ons? En dan kom die troos van die evangelie, en dit is wat ek vanmôre die voorreg het om aan u te verkondig, die vryspraak van die Here Jesus. Want die skrif leer ons dat hy gekom het om in ons plek as die veragte gehanteer te word. Hy het in ons plek kom staan as vernederde, sodat ons deur Christus verhoog kan word. Soos Jesaja 53 vers 4 sê, hy het ons krankhede op hom geneem. Hy is die versoening vir ons sondes, en elkeen wat in hom glo sal nooit deur God verag word nie. Maak nie saak hoe groot jou sonde is nie. Inteendeel, die skrif leer ons sal nou in heerlikheid verhoog word, sodat ons vir ewig in sy teenwoordigheid as oorwinnaars mag leef. Wie egter in hulle sonde volhard, wie nie met God versoen word oor hulle sondes nie, mag dalk in hierdie lewe heerlikheid beleef, maar sal in die oordeelsdag deur Christus verag word. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof in die drie-enige God, en elkeen van u spreek in die hart, die geloofsbelijdenis van Nicea, soos volg saam, kom ons staan. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons, mense en ons saligheid, neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat nou sit aan die regterhand van die Vader, en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees, wat Here is en wat lewend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan, en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. U kan weer sit. Geliefdes, ons gaan vanmôre saam lees uit die Here se woord uit, Jesaja 52. Jesaja 52 vanaf vers 13. Dit is 'n baie bekende gedeelte.
waaruit jy sekerlik dikwels al preke gehoor het. Ons gaan spesifiek fokus op die eerste 3 verse 13 tot 15 in hoofstuk 52, maar ons lees vanmôre die hele gedeelte terwille van die oorsig en ek sal ook later verduidelik hoe ons dan hierdie gedeelte verder gaan hanteer. Jesaja 52, ons lees vanaf die 13de vers saam. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe wees, ja, baie hoog word. Soos baie oor hulle oor u verstom het, so vervormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons teksverse by die bediening van die woord vanmôre is verse 13 tot 15. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja baie hoog word, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, wanneer ons vanmôre hier in u heilige teenwoordigheid kom stil word voor u troon, en wanneer ons uit die woord uit saam lees en hoor wat u deur die profeet Jesaja vir ons sê, kan ons nie help om te dink hoe u hierdie woord aan hom bekend gemaak het, hoe u hom in 'n visioen weggevoer het en hoe u vir hom iets van u heerlikheid en u grootheid getoon het nie. Ja, Here, ons dink
aan dit wat hy gesien het, en ons sien dit ook in ons geestesoog, hoe die serafs by u gestaan het, en hulle 6 vlerke gehad het, waarmee hulle met 2 hulle aangesig bedek het, en met 2 hulle voete bedek het, en met 2 gevlieg het. En hoe dat hulle uitgeroep het, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, want die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Ja, Here, die drempelposte bewe wanneer u teenwoordig is. Die huis word vol rook, as 'n teken van u teenwoordigheid, Here. U is ook hier, u is ook hier by ons, in die Gees teenwoordig, en ons bid dat u teenwoordigheid vir ons so werklik sal wees, soos wat die rookkolom neergedaal het op die tabernakel in die Ou Testament, soos wat Jesaja u teenwoordigheid beleef het, en gesidder het, en uitgeroep het, en gesê het, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. My oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Hoe sal ek in die teenwoordigheid ingaan? Here, laat ons so bewus wees van die teenwoordigheid. Laat die teenwoordigheid hier vir ons so werklik wees. Maar dankie dat u ons ook vanmôre troos met dit wat u vir Jesaja gedoen het, toe een van die serafs gegaan het en een van die kole, 'n gloeiende kool in sy hand geneem het, van die altaar af en 'n tang geneem het, en daarmee die mond van Jesaja aangeraak het, om iets oor te dra aan Jesaja, om vir hom te sê, op die altaar is jou sondes versoen, daar is betaling vir jou, ja, jy is 'n man onrein van lippe, maar nou nie meer nie. So staan ons ook in die teenwoordigheid, Here, nie as aangeklaagdes nie, maar as vrygespreektes, as geheiligdes, as u kinders, wat gewas is deur die bloed van Jesus Christus. En daarom, Here, staan ons met verwagting en vol verwondering in die teenwoordigheid, en bid ons dat u kragtig sal spreek deur u Gees wat uit die doodheid opwek, sodat ons sal hoor, sal luister, Here, getroos sal word ook deur u woord vanmôre. Spreek dan, want die diensknegt en die diensmaagd wil luister. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons gaan nou daardie tyd van die kerklike jaar binne, bekend as lydenstyd. So, vir die van u wat nie weet nie, ons volg nogal ook 'n kerklike kalender. Ons volg nie net 'n gewone kalender nie, en iets van ons kerklike kalender kom ook in die gewone kalender voor, alhoewel dit nie oralstermee eweveel erken word nie, maar is nog 'n kenmerk van 'n Christelike land, dat die sekulêre kalender ook gekenmerk word en gerig word volgens die geestelike kalender. En u sal al agtergekom het hoe ons sekulêre kalender nie meer daarvolgens ingerig word nie. Ons het byvoorbeeld Hemelvaart is nie meer 'n vakansiedag, 'n dag waarop ons iets vier van die teenwoordigheid van die Here in sy kerk nie. Paasfees is nog daar, maar dis baie meer van 'n sekulêre vakansiedag, maar ten minste is dit nog op die kalender. En so kan ons aangaan. Maar ons deel ook die kerklike kalender in groot tydperke. So ons het aan die begin van die jaar byvoorbeeld die gedeelte gehad wat ons noem Epifanie, of die godsverskyning, waarin ons dan in die prediking ook 'n bietjie meer fokus op die werk van Christus toe hy hier op aarde was, toe hy God aan ons kom bekend maak het in lewende lywe. En dan gaan ons nou in die tweede deel van die kerklike kalender in, bekend as die lydenstyd. En dis die 7 weke voor Paasfees, waarin ons spesifiek fokus op die betekenis van Christus se lyding vir gelowiges. Wanneer 'n mens die boek Jesaja deurlees, ek hoop jy het al, dan sal jy agterkom dat Jesaja in groot dele opgedeel kan word. 3 groot dele. Hoofstuk 1 tot 39 as ek nou reg onthou, en dan weer van hoofstuk 40 af tot 56 as ek reg is, en dan daarvan af tot aan die einde toe. En die boodskap kan ook min of meer opgedeel word aan God se boodskap aan Israel voor die ballingskap, God se boodskap aan Israel tydens die ballingskap, en God se boodskap aan Israel na die ballingskap. So dit kom in daardie tyd van Israel se ballingskap.
Maar as jy hier van hoofstuk 40 af lees, dan begin die toon van Jesaja verander. Die eerste klompie hoofstukke van Jesaja, as julle dit gelees het, dan sal julle, ons het so 'n paar sondae terug, het ons ook hoofstuk 22 gelees, net waar die oordeelsaankondigings van die Here, die oordeel van die Here oor hierdie volk, die oordeel van die Here oor daardie volk, die oordeel van die Here oor daardie volk. Dit is swaar, dit is moeilik, dit laat jou sidder. En dan kom die Here hier van vers 40 af, en as jy by hoofstuk 40 af, en as jy hoofstuk 40 begin lees, dan lees jy troos, troos my volk, sê die Here. Dan breek die troos aan, en die Here wat die verlossing aankondig, en hier van hoofstuk 40 lees jy dan 4 keer, op 4 plekke, waar daar baie spesifiek na die knegg van die Here verwys word. Hy word beskryf, dat hy gaan kom doen, word vir ons uiteengesit, hy word besing. En in die teologie praat ons van hierdie 4 gedeeltes as die knegliedere in Jesaja. Nou, ons het besluit om, ek noem die Pieter, om hierdie jaar met lydenstyd, hierdie 7 weke, dan op die 4de en waarskynlik die bekendste van die knegliedere, die een wat ons vanmôre saam gelees het, te fokus. So tot met Paasfees is die plan dat ons dan stelselmatig deur hierdie gedeelte werk. Ek het vanmôre die hele gedeelte gelees, terwille van die oorsig daarvan, en dat ons die volle prentjie het, maar ons fokus is spesifiek die eerste 3 verse wat ons saam gelees het. En wanneer 'n mens hierdie besonderse lied lees, dan kan jy nie help om te voel asof jy op heilige grond staan nie. In sy kommentaar op hierdie gedeelte skryf Jeffrey Grogan, dat as jy van die 3de kneglied af oorbeweeg na die 4de kneglied toe. Hy sê, dan kry jy so partykeer die gevoel, dis hoe die hoëpriester moes gevoel het toe hy van die heilige deel na die allerheiligste deel toe oorgegaan het in die tempel. En dit is die verskywing wat daar kom in 'n sekere sin, die verdieping wat daar kom in die knegliedere. Tim Keller, die Amerikaanse prediking, sê oor hierdie gedeelte, dat dit waarskynlik die beste enkele hoofstuk in die Bybel is, wat vir ons verduidelik wat aan die kruis gebeur het. Volgens hom is dit ook die rede waarom baie van die Nuwe Testamentiese skrywers so gereeld na hierdie gedeelte, spesifiek Jesaja 53, terugverwys in die Nuwe Testament. Gaan kyk 'n bietjie, gaan volg 'n bietjie die voetnote in hierdie gedeelte en kyk hoeveel daarvan word deur Nuwe Testamentiese skrywers aangehaal. Hoeveel keer verwys hulle daarna in een of ander vorm. Al is dit net deur te parafraseer of om oorsigtelik daarna te verwys. Die rede daarvoor is omdat dit hulle fondasie was. Dit het vir hulle 'n basis gegee oor hoe hulle dit wat aan die kruis gebeur het, moes verstaan. So ons gaan vanoggend hierdie heilige grond ook versigtig, maar met groot afwagting en opwinding betree, sodat ons kan hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê. Ons tema vanoggend, die paradoks van die evangelie. Heerlikheid deur lyding. Nou 'n paradoks, die van die wat nou nie die Afrikaanse klasse meer so mooi kan onthou nie. 'n Paradoks is 'n oënskynlike teenstrydigheid. Dit is wanneer dit lyk asof dinge nie regtig by mekaar hoort nie, maar in werklikheid nie sonder mekaar kan wees nie. Heerlikheid, of om deur God verhoog te word, gaan in ons koppe nie saam met iets soos vernedering of lyding nie. In ons koppe werk hierdie 2 dinge nie saam nie. Maar dit is die paradoks. Want God kom sê vanoggend vir ons, dit gaan saam. Die openingsvers van hierdie lied vul 'n mens met opwinding. Daar word mooi dinge oor die knegg van die Here gesê. Hy word as 'n indrukwekkende persoon vir ons beskryf. Kyk, sê die Here, want die Here is self hier aan die woord. Kyk, in Hebreëus is 'n woord wat jou aandag wil vasvang. Dis 'n woord wat wil sê, jy moet nou oplet. Ek gaan vir jou iets baie belangrik wys of sê. Kyk, sê die Here,
My knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog wees. Hierdie aankondiging moes natuurlik musiek in die ore gewees het van die Israeliete, van die Jode, wat tydens die ballingskap alles verloor het, en wat totaal deur hulle vyande verneder is, wat weggevoer is van hulle land af, wat niks meer was nie, wat geen posisie bekleed nie, wat deur almal op neergesien is. Die Here sê, ek gaan my knegt stuur om julle te verlos, en hy gaan nie sommer enige iemand wees nie, hy word beskryf as die een wat voorspoedig sal wees, die een wat suksesvol gaan wees, letterlik, wat met wysheid sal regeer. Dit wat hy kom doen, gaan hy klaarmaak. En dit sê vir ons iets van sy krag. Niemand gaan dit wat hy kom doen kan stuit nie. Dit wat hy kom om te doen, gaan hy uitvoer. En juist daarom sal hy hoog en verhewe wees. Maar die taal wat Jesaja hier gebruik in hierdie eerste vers om hoog en verhewe te wees, is nie taal wat ons vir die eerste keer hier in Jesaja aantref nie. As jy terugblaai na Jesaja 6 toe, na die roepingsvisioen van Jesaja, dan lees ons in vers 1 dat hy God beskryf, hy sê ek het hom sien sit op sy hoë en verhewe troon. Dieselfde woorde word hier van die knegt van die Here word op hom van toepassing gemaak. Hy sal hoog wees, hy sal verhewe wees, en hiermee bring Jesaja hom in verband, hy wil hê ons moet verstaan, hy gaan God wees. Ja, die volk het 'n magtige verlosser verwag, toe hulle hierdie woorde hoor, iemand wat hulle lyding en vernedering sou beëindig. Israel as knegt van die Here se dae van vertrapping en onderdrukking is op die einde, lyk dit. Deur die verlossingswerk van hierdie knegt gaan die Here sy knegt Israel ook verhoog, uit sy vernedering uit ophef en hom met heerlikheid kroon. Wat 'n wonderlike vooruitsig vir die volk van die Here. Dan in Filippense 2 is dit ook die taal waarmee Paulus die Here Jesus beskryf. En dit is interessant hoe dit daar sekere skemas is wat op ander plekke in die Bybel herhaal word. Ek wil dit vanmôre hier uit Filippense 2 uit vir u illustreer. In hoofstuk 2 vers 6 van Filippense skryf Paulus dat Jesus in die gestalte van God was. Hy noem en hy sê dat hy dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie. Met ander woorde, sy posisie was die gelyke van God. En hierdie posisie, sê Paulus, was nie iets wat hy op 'n onregmatige manier bekom het nie. Hy is nie 'n kader wat ontplooi is, wat dit nie eintlik verdien om in die posisie te wees nie. Hoorie wat sê Paulus, hy is die hoë en die verhewene. Paulus begin op dieselfde plek as Jesaja. Die knegt sal hoog wees en verhewe wees. Nou begin Paulus ook en hy sê, hy was aan God gelyk gewees. Hy's hoog, hy's verhewe. Wanneer 'n mens vers 13 lees van Jesaja 52, dan kan jy nie help nie om te dink, dis hoe 'n verlosser moet lyk. Sterk, suksesvol, verhewe. 'n Redder kan tog nie 'n swakkeling wees nie. Hy kan nie iemand sonder aansien wees nie. En dis ook dikwels die soort redder wat baie mense soek. Hulle soek iemand wat groot en indrukwekkend is, iemand wat in staat is om hulle probleme op te los, iemand wat daardie dinge wat hulle gevange hou, kan kom verbreek, iemand wat hulle lewens op koers kan hou, iemand wat hulle suksesvol kan maak, iemand wat hulle kan ophef, iemand wat hulle groot kan maak, iemand wat kan sorg dat hulle belangrik word, iemand wat sorg dat hulle indrukwekkend kan wees, invloedryk, suksesvol. En in baie kerke word die Here Jesus ook net so aangebied, asof dit alles wie hy is. En mense hou daarvan.
Want hulle soek so 'n verlosser. Hulle soek iemand wat soos 'n Marvel superheld altyd gereed staan om die mense te help en wat eintlik in 'n sekere sin iemand is waarvan almal hou en almal vereer. Mense hou van 'n Jesus wat almal se held is. Maar die werklikheid is dat dit nie is wie hy is nie. Om in elk geval nie die volle prentjie van wie hy is nie. Om die waarheid te sê, die verhoogde is ook die veragte. Dis wat die volgende vers ons leer, vers 14. As jy by vers 14 kom, dan is dit asof daai versie soos koue water in die gesig tref. In die een oomblik staan jy in verwondering oor die heerlikheid, oor die hoogheid, oor die goddelikheid van hierdie knegt wat aan ons beskryf word, en die volgende oomblik word jy deur sy vernedering, deur sy lyding, deur sy swakheid, deur sy misvormdheid oorweldig. Hoor wat profeteer Jesaja oor hom. Hy sê, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. In die bestek van net 2 verse kry Jesaja dit reg om werklik die uniekheid van die knegt van die Here deur hierdie kontras uit te druk. Want wie sou dit verwag van die Messias? Die eerste deel kan ons verstaan. As die Here 'n verlosser stuur, as hy 'n redder stuur, dan moet hy groot wees, hy moet verhewe wees, hy moet sterk wees. Maar wie kan verstaan dat hy ook 'n veragte moet wees? Hoe bring 'n mens hierdie 2 dinge bymekaar, want dit voel vir jou asof dit nie bymekaar hoort nie. Tog word hierdie 2 dinge juis in hom verenig. Sy verhoging en sy heerlikheid staan nie los van sy lyding en veragting nie. Hierdie knegt word deur die Vader verhoog, juis omdat hy bereid was om vrywillig die pad van lyding en verwerping te stap. In vers 14 word sy lyding beskryf as so erg dat sy voorkoms misvormd sou wees. Mense sou hom nie meer as 'n mens herken nie. En in 'n sekere sin is dit maar 'n samevatting, 'n sekere oorsig van hoe mishaag en hoe verag hy sou wees, want hoofstuk 53 beskryf dit natuurlik in baie meer eksplisiete taal vir ons, as dit sê dat hy geen gestalte of heerlikheid of begeerlike voorkoms meer sou gehad het nie. Vers 3 sê, hy sal verag wees, hy sal deur die mense verlaat word. Hy sal nie geag wees nie. Geliefdes, dis die realiteit van hierdie knegt wat kom om God se volk te verlos. Dis die een wat God stuur, dis hoe hy lyk, dis die volle prentjie. Sy heerlikheid en sy verhoging volg op 'n pad van lyding en veragting. Kan jy hoor, hy is nie dit wat mense dink of wil hê hy moet wees nie. Hy is nie maar net almal se held nie, die een waarvan almal hou, die een waarmee almal wil assosieer nie. Toe Christus na hierdie wêreld gekom het en die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het, wou sy eie mense hom nie eens hê nie. Hy was verag, hy was verneder, hy is soos 'n misdadiger behandel, hy het uiteindelik as 'n vervloekte aan die kruis gesterf. En as ons weer na Filippense 2 toe gaan en hoor hoe Paulus dan dieselfde skema gebruik as wat Jesaja hier gebruik, dan hoor ons hierdie selfde gedagtes. In vers 6 sê Paulus dat hy in die gestalte van God was, dis aan God gelyk, verhoog, verhewe, maar dan in vers 7 lees ons dat hy homself ontledig het deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. So het hy homself verneder, totdat hy as veragte, vermink en bykans onherkenbaar aan die kruis
sy asem sou uitblaas. En dan skryf Paulus weer in vers 9, hy sê daarom, omdat dit so is, omdat hy die hoë en verhewene is, wat homself ook die veragte gemaak het, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Ewe skielik kry sy heerlikheid en sy hoogheid 'n ander kleur, 'n ander soort diepte wat dit nie sou gehad het as hy net 'n hoë en 'n verhewe en 'n magtige groot verlosser was wat hier aangekom het en 'n groot fanfare die vyand vernietig het nie. Sien nie die patroon hier raak, geliefdes? Hy's die knegg van Jesaja. Dis wat Paulus vir ons wil kom sê. Hy is die knegg. Verhewe en verhoog, inderdaad kragtig en by magte om ons te verlos, maar sy heerlikheid volg op sy vernedering. Dit is die kroon van sy gehoorsaamheid. Dit moet ons weet van hierdie knegg, broers en susters, hierdie verlosser wat deur die evangelie aan ons voorgehou word, hy is hoog en verhewe, maar hy is terselfdertyd ook die veragte. Hy is die een met wie almal nie altyd tevrede is nie. Hy is die een oor wie almal nie altyd in verwondering staan nie. In ons dag is hy nog steeds die veragte, sodat mense jou deesdae met 'n siniese trek om die mond aankyk as hulle hoor, jy glo in Jesus Christus. Om die waarheid te sê, as jy hom volg, is jy dikwels die veragte, en jy het dit dalk al beleef, jy het dit dalk al in die lyf gevoel, want jou andersheid is vir mense aanstoot. Vriende skuif jou uit, want jou waardes klop ewe skielik nie meer met hulle sin nie. Jy verloor geleenthede, want jy is nie bereid om jou beginsels op die spel te plaas nie. En tog, geliefdes, is dit juis hierdie paradoks wat die evangelie vir ons sulke goeie nuus maak. Die feit dat Jesus Christus, die knegg van die Here, nie net as verhoogde en verhewene hier aangekom het nie, en met aansien en heerlikheid gekroon is nie, maar juist dat hy verneder was en bereid was om die pad van lyding te stap, sodat elkeen wat in hom glo, uiteindelik net soos hy verhoog sal word, en met veel meer heerlikheid gekroon sal word, as wat hierdie aarde ons ooit kan bied. As hy net die verhoogde was, as hy nie ook die veragte was nie, dan sou sy verlossing tydelik net op hierdie wêreld van toepassing gewees het. Dan sou hy inderdaad 'n politieke bevryder vir Israel kon gewees het, die een wat hulle uit ballingskap uit kon lei, die een wat hulle vyande sou kon vernietig, 'n groot militêre leier wat voor hulle kon uitstap en hulle bevry. Maar hy sou nie die een wees wat die volk, u en my, uit die ballingskap van hulle sonde kon lei nie. Want daarvoor moet jy die veragte wees, want die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is om soos 'n vervloekte behandel te word. Daarin lê die skoonheid van hierdie knegg. As jy net 'n hoë en verhewe verlosser soek, een wat altyd gereed staan om jou aardse probleme vir jou uit te sorteer, dan moet jy weet, jy het maar 'n onvolkome verlosser. Al is hy hoe indrukwekkend. Die ware verlosser is die een wat ook bereid was om verneder te word. Die een wat bereid was om die vloekhout, my en jou vloekhout, op sy skouers te neem, sodat ons nie hoef nie. Dit trek ons na hom toe. Dit laat jou in verwondering staan. En dit bring ons by vers 15, wat sê, so sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou, want aan
wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Hierdie vers beskryf vir ons die reaksie op hierdie paradoks, op hierdie teenstrydigheid wat in vers 13 en 14 vir ons beskryf word. Die feit dat hierdie koning beide die verhoogde en die vernederde is. Ja, die magtigste konings in verwondering, dit laat hulle swyg, dit laat die volke opspring, die taal wat daar gebruik word, die woord wat daar gebruik word, is 'n woord van verbasing. Wat gaan hier aan? Hy verlos ons nie net van aardse vyande en aardse probleme nie, omdat hy tot die dood toe verneder was, maar ook daaruit opgestaan het, verlos hy ons van die dood. Hy verhoog ons nie net tot 'n aardse posisiekie van aansien nie. Hy maak nie net ons lewens hier op aarde suksesvol en beter nie. Hy verhoog ons tot die status van kinders van God, aan wie hy die belofte gee, dat ons ook eendag saam met hom sal regeer. Geliefdes, die wonder van hierdie knegt is dat hierdie twee kwaliteite wat jy in hom kry, van die verhoogde en die veragte, nie net in hom verenig is nie, maar ook deur sy gees in sy kinders uitgestort word. Deur sy verlossing stel hy ons in staat om dieselfde pad as hy te stap, sodat ons uiteindelik ook tot hoër hoogtes verhoog kan word, as wat hierdie lewe ons bied. Maar wat 'n mens verstom laat, is die wyse waarop die Here kies om ons te verhoog. Hy doen dit langs die weg van lyding en vernedering, soos wat hy met sy knegt gedoen het. Die genade van die evangelie, die genade van verlossing deur Jesus Christus, is nie dat hy jou van lyding en swaar kry in hierdie lewe vrywaar nie, maar dat hy jou juis daardeur lei, dat hy jou juis daardeur vorm, dat hy jou juis daardeur in heerlikheid laat toeneem en jou verhoog. In 'n sin is die lyding waarin ons blootgestel word deel van sy groeiproses. Dink aan 'n baie suksesvolle atleet, broers en susters. Dink aan iemand wat op die hoogste vlak van sport suksesvol is. Hy gaan vir jou sê, ek het nou hierdie heerlikheid en aansien, en almal wil my handtekening hê na 'n wedstryd, maar ek het nie hier gekom sonder pyn en seer nie. Weet jy hoeveel ure het ek ingesit? Weet jy hoe seer het ek gehad? Weet jy hoeveel beserings het ek opgedoen? Weet jy hoe erg was dit vir my om vir 'n jaar uit die sport uit te wees, omdat ek 'n verskriklike besering opgedoen het, en ek gedink het my loopbaan is verby? En so vat die Here ons deur hierdie weg van lyding na heerlikheid toe. My pa het ons een keer gewys, hy het gesê, as jy 'n jong boompie vinniger wil laat groei, dan moet jy 'n knipmes vat, en jy moet sy stammetjie so van bo tot onder oopsny. Jy moet hom seermaak. Wat doen die bas? Die bas trek dan weg op daardie plek waar hy hom gesny het. Die boom groei vinniger om daardie seerplek heel te maak. Maar kan jy sien wat is die effek? Uiteindelik het die boom groter heerlikheid. Hy's nader aan wat hy uiteindelik behoort te wees, as wat hy voor die tyd was. So werk die Here ook met ons. Deur ons lyding, deur ons swaar kry, deur ons vernedering, bring hy groei deur sy gees. Daarom skryf Jakobus in hoofstuk 1 vers 2 tot 3, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Deur lyding bring die Here ons tot groter volwassenheid in ons eie geloof. Hy laat ons dieper nadink. Hy maak ons al leer van onsself.
Hy laat ons dieper in sy woord delf op soek na die groter waarhede. Hy bring ons in groter verbondenheid met hom. Weet jy wat doen lyding, broers en susters? Lyding het hierdie effek, dat jy nie net langs Christus stap nie, maar dat jy weet, ek moet in hom wees. Ek moet deur hom omvou wees. Ek moet deur hom ingesluit wees, want anders kan ek dit nie hanteer nie. Deur lyding en swaar kry heen suiwer hy dikwels daardie dinge uit ons lewens uit wat nie daar hoort nie. Selfsug, hoogmoed, afguns, jaloesie, ongeduld, gierigheid, liefdeloosheid. Dit laat jou dus groei in heiligmaking, sodat jy in heerlikheid kan toeneem. Terwille van die evangelie te lei, bring ook by ons geloofsekerheid. Paulus skryf in Romeine 8 vers 16 en 17, dat die Gees van die Here saam met ons gees getuig, dat ons erfgename van God en van Christus is, as ons saam met hom lei. Daarom sê hy op 'n ander plek, wees bly as jy lei, want dit is 'n bevestiging. Dit is 'n bevestiging dat jy in Christus is. Dieselfde gebeur met jou as wat met hom gebeur het. Wanneer jy dus verag word oor jou geloofstandpunte, as jy weens jou beginsel vastheid oorgesien word vir 'n promosie of geleenthede moet misloop, as jy terwille van jou Christelike waardes geminnig word, dan is die Here besig om waar jy status in hierdie wêreld verloor, jou status in die koninkryk te verhoog. Hy is besig om jou status as erfgenaam te bevestig. Christus het immers gesê, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As ons werklik sy volgelinge is, sal ons lei soos wat hy gelei het. Ons sal gehaat word, ons sal verag wees, soos wat hy gehaat en verag is. Maar wat ons in totale verwondering en oorblufheid laat, geliefdes, is hoe dat God besig is om ons deur hierdie lyding heen te verhoog en te verheerlik. Op hierdie oomblik voel dit dalk nie vir jou so in jou lewe nie. Waar jy nou is dalk regtig 'n plek van diepe lyding, diep seer, diep swaar kry, geweldige veragting. Maar die Here is met jou pad. Hy laat ons heerlikheid daagliks toeneem. As ons immer saam met Christus lei, sê Romeine 8 vers 17, sal ons ook saam met hom verheerlik word. En dit gee verbuisterende diepte aan ons verlossing. Dis 'n waarheid wat konings laat swyg. Geliefdes, die 4de kneglied begin met die paradoks van die evangelie. Heerlikheid deur lyding. Jesus Christus, die knegt van die Here, die verlosser wat sy volk uit die ballingskap van hulle sonde kom verlos, is 'n unieke verlosser. Hy besit goddelike heerlikheid, hy is verhoog, hy is verhewe, maar hy gee dit alles prys, wanneer hy homself terwille van ons en ons redding verneder, om as 'n veragte hanteer te word, wanneer hy bereid is om ons vloek op sy skouers te neem. Uiteindelik is hy verhoog, toe die Vader hom aan sy regterhand verwelkom. In hom sien ons God se pad na heerlikheid vir sy kinders. Hierdie paradoks laat ons in verwondering, dit laat ons opspring, want ewe skielik maak my lyding meer sin. As ek in Christus is, gaan ek 'n soortgelyke pad as hy stap, nie om vir my sondes te betaal nie, nie omdat die Here my wil straf nie, maar omdat dit die pad is wat God kies om ons na heerlikheid toe te lei. Ek gaan uiteindelik saam met hom uit die dood uit opgewek word en tot die hemelse heerlikheid verhoog word. Paulus herinner ons hieraan in 2 Korintiërs 4 vers 17, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige heerlikheid. Die wêreld sien skande. God bring heerlikheid. Dit is die paradoks van die evangelie.
Amen. Kom ons bid. Here ons God, ons staan vanmôre in verwondering voor U. Want U is so anders. U is hoog verhewe, Here Jesus, juis omdat U ter helle neergedaal het. U het opgestaan uit die dood, U het opgevaar na die hemel, U sit aan die regterhand van die Vader. U tree daar vir ons in. U behartig ons saak daar, en daarom kan ons ook bid, Here Jesus, dat U vir ons sal intree by die Vader, wanneer ons nou deur 'n weg van lyding gevorm word tot groter heerlikheid. Waar U Vader met ons besig is om ons op te bou en op te hef en ons te verhoog. Bid ons dat U ons deur U Gees sal bekragtig, sodat ons nie moedeloos sal word nie, sodat ons die oog gefestig sal hou op Jesus Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Here, ons bid vanmôre vir hulle wat ly, hulle wat swaar kry, hulle wat veragting beleef, hulle wat voel asof die wêreld op hulle neersien. Hulle wat hulle eie interne worsteling het, Here, hulle wat met gevoelens en dinge in hulle lewens worstel wat hulle nie met ander wil deel nie, omdat dit te seer is, omdat ander dit nie werklik begryp nie. Ons bid, Here, dat U genade genoeg sal wees, soos wat U met U knegt was, en U knegt nie in die graf gelos het nie, maar hom opgewek het uit die dood uit, dat U ons ook uit die dood uit sal opwek, nie net in ons geestelike lewens en in opsigte van ons sondes nie, maar ook ten opsigte van ons lyding, Here, dat die dal van doodskade weer vir ons sal verbygaan, sodat ons aan die tafel sal kan aansit, oorweldig deur U goedheid en U guns, met 'n beker wat oorloop. Troos U volk, Here. Troos ons in ons veragting en in ons lyding. Maar Here, laat ons altyd in verwondering staan oor die feit dat Jesus Christus hierdie verlosser is, wat kom sterf het, sodat ons in sy heerlikheid kan deel. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan antwoord op die prediking deur Gesang 86 saam te sing. Vers 1 en 2 en dan ook vers 5 tot 7. Vers 5. Hy leer ons in sy naam te bid, te leer, te dien, te werk, en laat hy ons om die naam lei, dan bou hy ook so sy kerk. Kom ons sing vers 1 en 2 en dan vers 5 tot 7, dan bly staan hier vir die uitspreek van die seën.
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.